Eksodus, hoofstuk 32. Die volk het gesien dat Moses baie lank op die berg was en dat hy nie na hulle toe afkom nie. Daarop het hulle soos een man rondom Aaron vergader en gesê, jy moet vir ons gode maak wat voor ons kan uittrek. Kyk, hierdie Moses het ons nou wel uit Egipte laat optrek, maar nigter weet waar hy nou is of wat met hom gebeur het. Daarop sê Aaron vir hulle, bring vir my die goue ringe wat aan die ore van julle vroue, seuns en dogters is. Al die volk het toe hulle ringe afgehaal en dit vir Aaron gebring. Aaron het die ringe by hulle geneem. Toe het hy dit bewerk en die beeld van 'n kalf daarvan gegiet. Toe sê die volk, o Israel, hier is jou gode wat jou uit Egipte laat wegtrek het. Aaron het gesien wat besig was om te gebeur. Dadelik het hy 'n altaar voor die beeld gebou en uitgeroep, kyk, tot eer van die Here gaan ons môre 'n groot fees hou. Die volgende oggend, reeds van baie vroeg af, het die volk brandoffers en maaltydoffers gebring. Die volk het gaan sit om te eet en te drink. Later het dit heeltemal ontaard. Toe het die Here vir Moses gesê, gaan, klim dadelik af na die volk wat jy uit Egipte laat trek het, want hulle is besig om lelike dinge aan te vang. Dit het hulle nie baie lank geneem om af te wyk van my bevele nie. Kyk, hulle het vir hulle 'n kalf gegiet, dit aanbid en daarvoor offers gebring. Boonop het hulle uitgeroep, o Israel, hier is jou gode wat jou uit Egipte laat wegtrek het. Die Here het verder vir Moses gesê, ek het klaar gesien dat hierdie volk baie hardkoppig is. Jy moet my nou uitlos en laat begaan. Ek wil my toorn teen hulle laat ontvlam en hulle almal vernietig. Ek sal jou eerder in hulle plek 'n groot nasie maak. Maar Moses het by die Here sy God begin pleit vir die volk. Here, hoekom sal u nou u toorn laat ontvlam? U het tog self hierdie volk met 'n sterk hand en in die groot krag uit Egipte gelei. Kyk, die Egiptenare sal dan sê, hulle God het hulle met 'n slinkse plan uit Egipte gelei om hulle tussen die berge om die lewe te bring en van die aarde af te vee. Sien tog af van hierdie verterende toorn en laat hierdie ramp nie u volk tref nie. Dink tog aan die knegte Abraham, Isak en Israel, aan wie u by uself gesweer het. Kyk, ek maak julle nageslag so baie soos die sterre in die hemel, en hierdie land sal ek vir hulle gee as 'n ewige besitting. Die Here het toe afgesien van die ramp wat hy die volk wou aandoen. Daarop het Moses van die berg afgeklim. In sy hande was die 2 kliptafels van die getuienis. Die tafels was op albei kante, aan die voor- en aan die agterkant beskrywe. Dit was die handewerk van God en in sy eie handskrif. Toe Joshua die Lewaai in die kamp hoor en hoe die volk te kere gaan, sê hy vir Moses, dit klink vir my asof daar oorlog is in die kamp. Maar Moses het geantwoord, nee, dit is nie 'n oorwinningslied nie. Dit is ook nie 'n gekerm by 'n nederlaag nie. Ek hoor die lawaai van 'n dronkspil wat fees vier. Toe Moses naby die kamp kom, sien hy die goue kalf en die volk wat daarom dans. Dit het hom so kwaad gemaak, dat hy die 2 kliptafels wat in sy hande was, teen die voet van die berg stikkend gegooi het. Toe neem hy die goue kalf en verbrand dit in die vuur. Daarna het hy dit so fyn soos poeier gemaal, die stof daarvan op die water gestrooi, en die Israeliete gedwing om die water te drink. En Moses vra vir Aaron, wat was die kwaad wat hierdie volk jou aangedoen het, dat jy hierdie verskriklike sonde oor hulle moes bring? Aaron het geantwoord, moet asseblief nie kwaad wees vir my nie. Jy weet net so goed soos ek dat hierdie volk altyd neig na wat sleg is. Hulle het na my toegekom en gesê, jy moet vir ons gode maak wat voor ons kan uittrek. Kyk, hierdie Moses het ons nou wel uit Egipte laat optrek, maar nigter weet waar hy nou is of wat met hom gebeur het. Toe het ek hulle geantwoord, die van julle wat goue ringe het, moet dit afhaal en hier na my toe bring. Hulle het dit vir my gebring en ek het dit in die vuur gegooi. Toe kom die kalf daaruit. Moses het gesien dat die volk, tot groot vermaak van hulle vyande, losbandig opgetree het, omdat Aaron toegelaat het dat hulle so optree. Toe het Moses by die ingang van die laar gaan staan en die volk toegeroep, die van julle wat aan die Here se kant is, kom staan hier by my. Die Lewiete het almal by hom gaan staan. Toe sê Moses vir hulle, dit is die bevel van die Here, die God van Israel.
Elkeen van julle moet sy swaard aangord. Dan moet julle van hoek tot kant deur die laar beweeg en elkeen voor die voet doodmaak. Dit maak nie saak of dit jou broer, jou vriend of 'n familielid is nie. Die Lewiete het presies gemaak soos Moses hulle beveel het. Op daardie dag is daar ongeveer 3000 manne doodgemaak. En Moses het gesê, wy julle vandag aan die Here, want julle het gedoen wat hy gesê het. Selfs al het dit beteken dat elkeen sy eie seun of broer moes doodmaak. Vandag sal die Here julle seën. Moses het die volgende dag vir die volk gesê, dit wat julle aangevang het, was 'n baie groot sonde, maar ek sal nou weer opklim na die Here toe, want dalk kan ek versoening doen daarvoor. Toe het Moses na die Here teruggegaan en vir hom gesê, ag, Here, die volk het verskriklik gesondig deur vir hulle goue gode te maak. Vergewe hulle nou asseblief hierdie sonde. Indien u dit nie wil doen nie, vee dan maar liewer my naam uit die boekrol wat deur u geskryf is. Toe antwoord die Here vir Moses, die mens wat teen my sondig, sy naam sal ek uit die boekrol vee. Maar gaan jy en lei die volk na die plek waarvan ek jou gesê het, want my engel sal voor jou uitgaan daarheen. Die dag wanneer ek die volk tot rekenskap roep, sal ek afreken met hulle wat gesondig het. En die Here het die volk met 'n plaag getref oor die kalf wat hulle deur Aaron laat maak het.